I'm going home with Jesus in the twinkling of an eye. I made my reservation for a mansion in the sky. I may not know the moment, or I may not know the day, but I know that I'll be leaving when it calls this church away. I'm going home with Jesus in the twinkling of an eye. I made my reservation for a mansion in the sky. I may not know the moment, or I may not know the day, but I know that I'll be leaving when it calls this church away. The captain of the vessel, he's a calling, get on board. The destination's heaven, safe on that crystal shore. We'll meet our splendid Savior and our loved ones that's gone before. We'll spend all eternity. Thank God I'm going home. I'm going home with Jesus in the twinkling of an eye. I made my reservation for a mansion in the sky. I may not know the moment, or I may not know the day, but I know that I'll be leaving when it calls this church away. Listen, I'm listening for the trumpet to sound most any time. The crown of life that's waiting, thank God it'll soon be mine. I got my invitation and the place called Calvary, by the precious blood of Jesus, that debt's been paid for me. I'm going home with Jesus in the twinkling of an eye. I made my reservation for a mansion in the sky. I may not know the moment, or I may not know the day, but I know that I'll be leaving when it calls this church away. Hy sal, en hy sê, en in die dag sal ek my knegt Eliakim die seun van Hilkia roep, en ek sal hom jou gewaad aantrek en hom omgord met jou gordel, en jou mag sal ek in sy hand lê, en hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda 'n vader wees, en ek sal die sleutels van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. En ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van die Vader. Net gou vir u vinnig die pen wat hy daarvan praat. In die tempel het hulle penne ingeslaan wat hulle voorwerpe opgehang het, soos die swaard en allerlei tipe goed het hulle gehang. En as hy ingeslaan is, kan hulle hom nie uithaal nie. Dit is met ander woorde bevestiging van die priester. Die swaard. En hoor wat sê die woord van die Here, ek sal die pen uithaal en ek sal jou pen inslaan. En hulle sal aan hom ophang die hele swaarte van die huis van sy vader, die spruit en die wilde lote, al die klein huisraad, van komme af tot allerhande kruike toe. In die dag spreek die Here van die leerskare sal die pen pad gee, wat in die vaste plek ingeslaan is, dit word afgebreek en val, en die draggoed wat daaraan hang, raak tot niet, want die Here het dit gespreek. Tot sover hier buig die hoofde. Hemelvader, baie dankie vir die geopende woord. Here, baie dankie vir die versekering wat ons het, as u in ons saak is. Here, kan ons kans sien vir baie dinge. Here, baie dankie vanaand dat ons die woord van God kan open, met die versekering dat hierdie dooie letter het vir ons lewend geword, deur die bloed van die lam en deur die Heilige Gees. Here, wil ek bid dat u ons elke gedagte vanaand sal gevange neem in hierdie plek. Here, dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan nie oor hierdie godsgebou nie, dit gaan nie oor my as die een wat die woord aflewer nie, dit gaan oor hom wat agter my is, wat my bystaan, Here, naamlik Christus Jesus, die Seun van God. Dit gaan oor hom, want deur hom is redding, deur hom is genade, en deur hom, Here, is ons nog steeds op die regte pad, en by hom kan ons nog steeds skuil, elke dag van ons lewe. Here, daarom bid ek dat die woord sal seën soos wat dit alreeds geseën was, en soos wat dit geseën is. Here, hierdie onfeilbare woord wat sê, Here, die woord van die Here, skryf dit so mooi, hy sê dat alles sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Here, baie dankie dat u dit goed meen met ons, dat ons nog 'n oomblik in u teenwoordigheid kan hê. Bid ek in daardie naam waarvoor elke knie sal buig en elke tong sal bely, die naam van Christus Jesus,
die Seun van God. Amen. Baie dankie, neem die sitplekke vir 'n paar oomblikke. Ons gaan hom doen soos wat die Here lei. Wat gaan gebeur, ek weet nie. Maar ek weet waar God is, en waar hy is daar heerlikheid, is daar 'n beweging, is daar krag, is daar 'n antwoord, en is daar deurbrake. Ek wil met die paar oomblikke praat vanaand oor, jy het die sleutel, en dit is die sleutel wat ons nou gelees het van Jesaja 22, wat hy sê, dat hy gee die sleutel van Ejakim, gee hy weer oor. Gee hy aan Ejakim, die huis van Dawid. Nou ek wil net gou so vinnig vir u praat oor die sleutel, en u moet verstaan dat Ejakim se naam beteken, God sets up. God sets up, en hy vat die sleutels van die huis van Dawid, en hy vat dit by Sepna, en hy sê, jy sal weer die vader van hierdie huis wees. En dit is wat ek vanaand met u weer wil oor gesels vir 'n paar oomblikke oor, jy het die sleutel wat hy vir Ejakim gegee het. Nou u moet sal verstaan dat die sleutels van daardie tyd was wel geweldige groot sleutels. Die Bybel sê dat hulle dit op hulle skouers gedra, so dit was groot sleutels. Nou daar is net een sleutel vir elke deur. Met ander woorde, daar is nie 'n spaar sleutel nie, daar is een sleutel, want ek dink die geweldige groot werk wat in die sleutels ingaan, vat te veel van die tyd, en ek meen, dit is harde arbeid om daai sleutels te gemaak het. Hulle het nie daai tyd die masjiene gehad wat ons nou gehad het nie, en die Here sê, ek sal die sleutels van die huis van Dawid weer oorgee aan jou. Nou sleutels klink soos eintlik na geen betekenis nie, maar u moet verstaan dat 'n sleutel is 'n simbool vir eiendom. Met ander woorde, dit bevestig dat jy besit iets. Ek het die sleutel tot hierdie kluis wat hom oopsluit. Met ander woorde, die kluis is in my besitting. As ek my huis se sleutels het, dan beteken dit dat ek is 'n eienaar van 'n huis. En soos as jy sleutel het, is dit ook 'n simboliek, en dit simboliseer dat daar's vertroue in jou geplaas. Onthou, jy kan nie 'n sleutel van 'n kluis gee vir iemand as daar miljoene rande in 'n kluis is en jy weet jy kan hom nie vertrou nie. Maar as jy die sleutel gee, dan weet jy dat jy kan jou volle vertroue in hom plaas. En dis hoekom die woord sê, en ek het die sleutel weer aan Ejakim gegee. Die God het die sleutels weer aan sy kinders gegee. Met ander woorde, dit bevestig dat jy het eiendom deur God verkry, hy het vertroue in jou geplaas, en dit is ook 'n embleem van gesag. Hoekom sê ek dis 'n embleem van gesag? Want Jesus het in die doderyk afbeweeg, en hy het die sleutels van die doderyk gaan terugvat, wat aan hom behoort. Luister mooi, die sleutels van die doderyk behoort aan Jesus Christus. Dit behoort nie aan die vyand nie, dit behoort nie aan die kerk nie, dit behoort aan Jesus alleen. Maar vir die ander deure is daar een paar sleutels, en dit is wat hy aan die kerk gegee het. Maar jy sal moet verstaan dat die sleutel wat ek en u vanaand het, kan ons alleenlik verkry deur die bloed van die lam, en om Jesus Christus aan te neem as jou persoonlike saligmaker en jou redder en jou verlosser. Want die probleem is, as hy die sleutels vir enige gee wat nie bloed gewas is nie, en jy maak die deur oop, is daar iets gevaarliks wat vir jou wag aan die ander kant van die deur. Maar as jy die sleutels het, 'n bloedgewaste kind van God, moet jy weet, as jy daai deur oopsluit, is daar 'n heerlikheid wat vir jou wag aan die ander kant, naamlik hy homself, die lam wat vir jou wag. En daar is 'n ding wat u sou moet besef vanaand. Dat ons het die mag en die autoriteit van hom gekry om die sleutels van die deure te vat wat hy vir ons gegee het.
maar jy sal moet een ding altyd mooi besef, dat die oomblik wanneer jy die deur oopmaak, moet jy altyd weer eens opnuut die Here vra, Here, maar nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied wat vir my wag aan die ander kant van die deur. Dit is wat die woord sê. Hoor so wat hy sê 1 Petrus 4:19. So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. Met goeie dade. Met ander woorde wat hy vir ons sê, is maak seker dat jy bly altyd deur in die wil van God. Daar is baie dinge wat ons kan miskyk. Maar die grootste gevaarplek en die gevaarzone waar jy en ek onsself kan bevind, is buite die wil van God. En dit is wat dit gepaard gaan met hierdie woord van die sleutels. Dat ons sal altyd moet besef wat hy gesê het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal by julle bygevoeg word. Wat dit is 'n goue reël wat hy sê, hy kom eerste en jy kom laaste. Het sy dit met jou wandel op die lewenspad, het sy dit hoe ook al, ken hom in alles, sodat jy voorspoedig kan wees. Dit is wat sy woord vir jou sê. Nou wil ek kom by die sleutels wat hy oorgegee het aan Ejakim, is hierdie sleutels van die huis van Dawid. Wat is hierdie huis van Dawid? Is 'n plek van aanbidding. Huis van gebed wat Dawid die beste opgerig het vir die Vader. Hy het sy alles gegee. Hy het die beste gegee vir die werk van die Here. Dit is wat hy sê. En hy sê, wie julle wat? Ek sal die sleutels weer van die huis van Dawid oorgee aan Ejakim. Ek dank God that he's gonna set something up for me and for you. Luister wat ek vir sê. Daar is 'n spaarsleutel en 'n gestel sleutel wat Jesus het, en hy het dit vir jou gegee, en dis die enigste sleutel wat 'n deur kan oopsluit. Daar is geen ander middel om deur 'n deur te kom behalwe as jy nie die slot kan oopsluit nie. En daardie slotte is oopgesluit deur die bloed van Jesus Christus. Ek dank God dat ek weet vanaand en ek is verseker en ek kan u beloof vanaand dat die duiwel het nie 'n sleutel van geen aard nie. Hy is van dit af weggevat. Met ander woorde, as jy 'n deur oopmaak, dan kan hy hom nie toemaak nie. As jy hom toemaak, dan kan hy hom nie oopmaak nie. Want jy het nog steeds die sleutel wat God jou gegee het. Dis wat Openbaring 1 vers 7 en 1 vers 8, die kan dit gaan lees. Wat Johannes op die eiland van Patmos, toe hy die gesig sien van die hemel, toe hy soos 'n dooie neerslaan, het hy die stem gehoor en gesê, dis ek. Die lewende en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Dis wat Jesus sê. Luister, daardie sleutels van die doderyk is nie in besit van die kerk nie. Dit is nie in besit van die vyand nie. Daardie sleutels is by Jesus. Daardie sleutels om die doderyk oop en toe te sluit is by Jesus. Hy besluit wie gaan in en wie gaan nie uit nie. Die vyand het geen sê oor die doderyk nie, alhoewel hy die koning van die dode is. Hoe erg moet dit wees as jy weet, jy's in beheer van 'n doderyk of van die hel en jy het nie eens die sleutels nie. Wat 'n groot koning is jy dan? As jy dan in hoof staan en in plek staan van die doderyk en jy het nie eers die sleutels nie. By implikasie beteken dit dat al val die vyand jou aan, hy kan jou nie intrek in sy doderyk in as jy hom nie wil volg nie. Maar ek dank God vir die lam wat die sleutel het vir die doderyk, en hy het ook die sleutel vir die hemel.
Luister, geen priester kan vir jou die hemel oopsluit nie. Daar is net een wat die hemel vir jou oop kan sluit. Dit begin by jou. Jy het die sleutel tot die hemele. Dis 'n gewellige stelling, ek gaan nou daarby kom, aan die einde, hoor mooi wat ek vir jou sê, kerk van God, jy het die sleutel van die koninkryk van die hemele, jy kan of ingaan, of jy kan nie ingaan nie, dit is jou besluit, dit kom deur redding, en deur die wedergeboorte van vanmôre, jy het die sleutel, Jesus het jou 'n sleutel gegee, wat jy kan oopsluit, of jy kan toesluit, jy kan die deur oopmaak, of jy kan hom toemaak, maar ek dank God, dat ek vanaand my sleutel kan optel, en ek weet, as ek hom oopmaak, is daar iemand wat vir my wag aan die ander kant van die deur. Sy naam is Jesus. Jy sien maar, nou kom ons by hierdie deure. En hoeveel kere hoor ons staan, o, bid saam met ons dat die Here vir my hierdie deur oopmaak. As die Here vir my hierdie deur oopmaak. En so kan dit aangaan en ons staan voor hierdie deure. Maar luister, kerk van God. Hoe verwag jy Jesus moet vir die deure oopmaak as jy dan nog nie die slot oopgesluit het nie? Jesus kan die deur oopmaak. Maar dit is jou keuse of jy hom wil oopmaak en of jy hom nie wil oopmaak nie. Jy het vanmôre gehoor Openbaring skryf het. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Wie vir my oopmaak? Kyk die gentleman wat Jesus is, en hoor mooi wat ek vir jy sê, dat geen slot en grendel en geen ketting kan Jesus buite hou nie. As hy wil inkom, sal hy deur die deur kom. Hy sal alles verbreek, maar hy gee jou nog steeds 'n keuse, of jy 'n oop deur wil hê, en of jy hom wil toehou. Ek wil my deur oop hou, vir hom om in te beweeg, en om met my 'n feesmaal te kan hê. En nou staan ons voor hierdie toe deure. En ons verwag hierdie deur om oop te waai en om oop te spring vir ons antwoorde of ons deurbrake terwyl ons met die sleutel sit. En dit is die ding wat ek by u wil los, en dit is wat Romeine 8 vir ons sê, dat hy sal alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. Al weet jy nie wat agter die deur is nie, maar jy verwag iets groots. Terwyl jy voor die deur staan, begin God pryse, want hy is die ene wat weet, wat agter die deur is, dat hy dit vir jou kan bewerk, dat hy dit vir jou in plek kan kry, sodat wanneer jy die deur oopsluit, daar vir jou 'n deurbraak is, dat daar vir jou weer iets nuuts is, en dit alles tot eer van God. My sien, ons forceer hierdie deure oop, en ons gaan teen die wil van God baie kere deur hierdie deur. En wanneer ons deurgaan, dan wag daar vir ons 'n groot verrassing, waarvoor ons nog nooit in rekenskap gehou het nie. Luister wat ek vir u wil sê, jy moet altyd deur onthou, ken hom in al jou weë, en hy sal jou baie gelyk maak. Luister wat ek vir u wil sê, daai toedeur waar jy vanaand staan, daar is iets aan die agterkant, en daar is twee weë, of die wil van God, of teen die wil van God. Hy gee jou die keuse, maar as jy hom ken, en jy roep hom elke dag, en jy sê, o God, nie my wil nie, maar laat u wil, kan ek jou waarborg, as jy die deur oopmaak, is daar vir jou dit wat jy van hom verlang, wat jy vir hom gevra het, en dit wat jy graag wil hê. Maar jy moet verstaan, dat wanneer jy die deur oopmaak, sal dit nooit in kontradiksie wees met God se woord. Baie mense kom en sê, ek het hierdie deurbraak nodig in my besigheid. Bid saam met my vir 'n deurbraak. Terwyl die woord van die Here sê, dat julle moet my Sabbat heilig. Dan maak ons daai deure oop. Dan gee die Here die deurbraak. Dan werk die mense op die dag wat geheilig moet word. En jy sien hulle nie weer nie. Dit is nie 'n deur waarvan God
aan die ander kant gestaan het nie. Dit is 'n deur wat oopgegaan het, wat jou eie wil is, want dis hoe jy dit graag wou gehad het. Maar as jy hom ken, dan sal hy vir jou alles bewerkstellig volgens die insettinge van sy woord. Jesus en die Vader kan nie teen sy woord gaan nie. Daar gaan nie kompromieë moet gesluit word met enige aard of met die wêreld om iets te kry nie. Luister, as jy wag vir 'n kontrak in jou besigheid, dit gaan jou nie help om iets onder deur die tafel te sit nie. Dit gaan nie help om iemand om te koop nie. Luister, dit is nie die wil van God nie. Maar stap liewer uit en weet dat dit is die wil van God, dat jy hom sal vertroue en nie op jou eie insig sal steun nie. Hy het vir jou iets groter, hy het vir jou iets beter. Jou antwoord is nog steeds wagtend vir jou aan die ander kant van die deur. Jy sien, maar ons gryp hierdie geleenthede aan wat op ons pad kom, want dit lyk reg en dit is dalk moontlik reg. Maar luister, daar word nie gekompromie op die waarheid van die woord van God nie. Die beste besigheidsman wat jy kan kry is Jesus Christus. Hy ken die wêreld. Hy was die skepper. Hy is nog steeds op die troon. As jy 'n vernoot soek vir jou besigheid, kry Jesus in. Hy is die antwoord. Hy is nog steeds by mag om vir jou te gee ver bo dit wat jy mag dink of mag vra. Baie kere, dan gaan ons kompromieë aan om 'n besigheid sukses te kan kry. Terwyl die woord van die Here sê, 2 Korintiërs 6:14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? 2 Korintiërs 6:14 ook in Engels. Hy sê, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. Dit is die oop deur wat ons oop forceer. Wat ons nie die wil van God in ons lewe soek nie. Dan gaan ons kompromieë aan. Baie kere gaan ons kompromieë aan. Ek gaan kompromieë baie kere in my lewe aan. Dan dink ek, hoe dom kan jy nie wees nie. Maar ek dank God dat ek weer kan terugkeer na die kruis. Wat my weer 'n kans gee. Wat weer my deur vir my 'n nuwe slot gee. Wat ek kan oopmaak.